dit is deesdae moeilik om 'n Suid-Afrikaner te wees. Daar is soveel dinge wat gebeur wat ons negatief maak en wat ons 'n gevoel van hopeloosheid gee. Nou, dit is nie goed om gereeld aan soveel negativiteit blootgestel te word nie. Want hoe meer negativiteit ons ervaar, hoe meer begin ons negatiewe dinge raak sien en die negativiteit begin dan om 'n houvas op ons lewens te kry. Nou, hoe gemaak met hierdie gevoel van angs of hierdie gevoel van hopeloosheid in tye soos die? Ek glo vas dat ons moet gaan kyk na beroepe waar mense baie met angs en met stres en met hopeloosheid omgaan, sodat ons by hulle kan leer, want ek is seker in al hierdie beroepe het mense reeds meganismes in plek gestel om seker te maak dat hierdie angs en hierdie negativiteit nie hulle grense oorskry nie. Nou, een van daai beroepe is die onderwys, glo dit of jy wil of nie, maar onderwysers word lank voor die pandemie al blootgestel aan baie angs, aan baie hopeloosheid. Dit is bewys dat onderwysers se werk so stresvol is soos die van die brandweer en selfs van vlieëniers. Ek het dit ook aanvanklik nie geglo nie, maar hoe meer mense daaraan begin dink, is 40 kinders in 'n klaskamer om daai situasies te kan hanteer. Elke liewe kind met hulle eie persoonlikheid, met hulle eie omstandighede, met die negativiteit wat hulle ervaar, bring hulle na die klaskamer toe. En onderwysers sien dit periode na periode na periode. Ons werk onder gewelddadige en geweldige druk met tye. So, dit is belangrik, dink ek, om by onderwysers te gaan leer, wat is dit wat hulle doen, wat hulle help om stres en angs te hanteer. Want ek glo, of jy 'n leerder is, 'n ouer is, 'n entrepreneur, 'n ouma of 'n oupa, gaan jy kan leer by die beste onderwysers, want kyk, daar is nou maar jou gemiddelde onderwyser wat net opdag vir hulle salaris, maar jy kry dit in enige beroep. Maar ek glo daar is super onnies wat hierdie helde in die gemeenskap is, na wie ons kan kyk, wat vir ons gaan hoop gee. En as ons hierdie klein dingetjies begin doen wat hulle in hulle lewens al toegepas het, gaan dit met ons ook beter gaan. Ek is Dr. Francois Naudé en ek werk daagliks met onderwysers en ek ondersteun onderwysers om hulle praktyk te verbeter. Ek wil graag in hierdie video met jou 3 goed deel wat ek glo die super onderwysers doen om te verseker dat hulle angs onder beheer het, dat angs nie die grense oorskry nie. Die eerste ding wat onderwysers doen, is hulle is nie 'n eiland nie. Hulle isoleer hulle self nie. En ek weet in 'n tyd soos die, word die woord selfisolasie en quarantaine word verskriklik baie gebruik. Maar ons kan nie in tye van negativiteit onsself afsluit nie. Inteendeel, ons moet nader aan mekaar beweeg. Nou, dit is nie moontlik om met sosiale afstand nader aan mekaar te kan kom fisies nie, maar ons moet so naby aan mekaar begin beweeg dat ons mekaar se sterkpunte kan verstaan. Ek het wanneer ek onderwysers oplei, praat ek gereeld oor die superpower wat onderwysers het. En ons elkeen moet ons eie superpowers gaan identifiseer. Maar wat meer belangrik as dit is, ons moet gaan raak sien ons kollegas, ons familielede, die mense wat naby aan ons is. Wat is elkeen van hulle se sterkpunte? Wat is elkeen van hulle se superpowers? Want nou gebeur daar iets wat ek noem die Avengers effect. Die van julle wat die superhero movies kyk of die comic books lees, julle sal verstaan dat 'n superhero op sy eie is great en het baie mag. Maar sodra jy in 'n span begin saamwerk en jy verstaan mekaar se sterkpunte, dan kan jy begin om op mekaar te steun. En jy kan mekaar begin vra dat as dinge moeilik gaan met jou in een area, dan kan jy die persoon gaan soek waar dit hulle sterkpunte is en hulle kan jou dan ondersteun in daai tyd. As daar probleme is wat opgelos moet word, gaan soek vir die mense wat die kundigheid het, die mense wie se superpower dit is en gaan kry raad. Moenie dit op jou eie probeer aanpak nie. Wanneer ons onsself omring met hierdie bevoegde mense, dan raak dinge vir ons beter en ons begin die positiwiteit raak sien. Dit was die eerste een. Die tweede ding wat goeie onderwysers doen, is hulle is aandaggeleiers. Nou, dit gebeur baie in die klaskamer en die woorde van aandagafleibaarheid word baie in ons rigting gegooi en dis baie waar. Maar onderwysers is baie goeie aandaggeleiers.
Ons weet dat mense 'n klein hoeveelheid aandag het wat hulle aan sekere goed kan skenk. Dis amper soos jou bankrekening. Jy het net 'n sekere hoeveelheid aandag in jou bankrekening en jy besluit waarop jy jou aandag spandeer. Wat goeie onderwysers reg kry is hulle weet hoe om aandag te gelei na die werk wat hulle miskien besig is om te leer of wat hulle besig is om in die klaskamer te deel, of hulle weet hoe om mense se aandag te vang. Nou wat gebeur in negatiewe tye is dat ons onsself wend na die media. Miskien is jou TV permanent op nuuskanale waar daar die heeltyd negativiteit is, waar die pandemiese statistieke gegee word, waar ons sien hoe dit sleg gaan in ons land en ons hou net aan om daai monster te voer. Maar wanneer ons miskien tyd op sosiale media spandeer, dan sien ons, veral op Twitter, sien ons die negatiewe goed die hele tyd en mense se kommentaar. Ek meen as jy die kommentaar gaan lees op sekere berigte, dit laat jou hare regop staan. Nou, hoe meer jy jou aandag spandeer aan daai goed, hoe meer gaan jy van daai goed raak sien. So, gelei eerder jou aandag na die gedeeltes wat vir jou krag gee. Lei jou aandag na die goed wat betekenisvol is, wat jou lewe vorentoe gaan druk. Want ons almal het doelwitte. Ons almal het hierdie dinge wat ons lewe wil bereik en ons wil baie graag daarby uitkom so vinnig as wat ons kan. Al hierdie ander goedjies, die klein jakkelsies as jy wil, is daar om ons aandag af te lei. Dis jou werk om aandag te gelei na waar dit vir jou die mees effektief gaan wees en jou lewe gaan verbeter. En dan die derde ding wat goeie onderwysers, wat superonderwysers doen, is hulle is nie oorlogsmasjiene nie. Jy weet, in Engels praat hulle van 'n catapult of 'n trebuchet. Jy weet, 'n oorlogsmasjien wat gebruik word om ander mense af te breek, wat gebruik word in tye van oorlog. Nou, 'n onderwyser, 'n goeie onderwyser, 'n superonderwyser, gebruik nie sy woorde en sy dade om ander mense af te breek nie. Dit is so maklik vir ons om in tyd soos die skuld te plaas op ander mense en sleg te praat van ander mense, dat wanneer ons dit doen, voer ons net daai monster nog verder en ons lei tot meer negativiteit. Maar wanneer ons onsself dan vat en ons gaan, jy dink by jouself, wat ter positiewe dinge kan ek bydra? Ons breek nie af met 'n oorlogsmasjien nie, maar ons verplaas dit miskien en ons bou 'n ander tipe meganisme, iets soos 'n vuurpyl. Ek meen, in die nuus deesdae sien mense baie, Elon Musk, Richard Branson, Jeff Bezos, hierdie manne wat besig is om ruimte in te gaan met hulle voertuie. Hulle is toekomsgerig. Hulle sien nie net raak wat voor ons is op die oomblik nie, maar hulle sien die potensiaal in die sonnestelsel. Nou ek wil hê jy moet dit ook wees. Jy moet kyk na die sterre. Bou vir jouself 'n meganisme dat jy ook jou drome kan bewaar. Dat jy ook kan seker maak dat jy nie ander mense se drome afbreek nie, maar dat jy jouself omring met die Avengers, soos ek gesê het, wat jou gaan opbou en jou vorentoe gaan stoot, dat jy nader aan jou doelwitte kan kom. Nou goed, ek het 'n klein bietjie huiswerk vir jou, want wat se tipe onderwyser sou ek wees as ek nie vir jou huiswerk gee nie? Ons elkeen het ons eie gunsteling onderwyser. Van toe jy op skool was, of miskien nou dat jy op skool is, het jy 'n gunsteling onderwyser en daar's 'n rede daarvoor. Ek wil asseblief hê jy moet uitreik op sosiale media of e-pos of WhatsApp na daai onderwyser. Stuur net vir hulle 'n boodskap. Hoor nommer 1 hoe gaan dit met hulle, want dit is moeilik om 'n onderwyser te wees deesdae. Maar meer belangrik, vra vir hulle, wat is die dinge wat hulle doen, wat hulle help om met die stres en die angs en die hopeloosheid, hoe hulle dit hanteer. Want in die antwoord wat jou gunsteling onderwyser vir jou gaan gee, gaan jy die antwoord kry oor hoe om met jou hopeloosheid en met jou angs om te gaan. Ek is Frans van Ode en ek wil graag hê dat jy 'n goeie lewe moet lei en dat jy jou onderwysers ondersteun en dat onderwysers jou moet ondersteun.